Môre, kan julle glo, dis weer 'n nuwe dag. Ons loop einde van die week se kant toe. Is lekker om weer vanmôre saam met julle te kuier. Ek hoop julle maak vir julle koffie en julle maak reg vir hierdie dag. Die son skyn al vroeg vanmôre en dis so wonderlik om in die Here se natuur groot te kan word en te kan wakker word. So maak oop daai vensters, beleef die bome, beleef die tuine, beleef die lug en die voëls en neem dit in. Dit is die Here se goedheid wat vanmôre weer oor elke een van ons kom spoel. In Psalm 95 vers 6 maak die skrywer hierdie wonderlike lofuiting. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. En toe ek vanmôre hierdie verse lees, toe laat dit my net weer dink aan hierdie woord Skepper. Julle weet, dis net God wat uit niks uit iets kan skep. Ek onthou van kindsbeen af, selfs tot vandag toe nog, was daar nog altyd hierdie inherente botsing in my van skepping teenoor wetenskap. En hoe ons, ek dink al baie keer die wetenskaplike taal begin formuleer het in ons wêreld, dat dit amper God se grootsheid en God se almag begin verdoesel en dit begin verminder. Dat 'n ou baie keer vir jouself kan sê, eerder maar skepping of evolusie, en ek wil nou nie vanmôre in daardie debat betrokke raak nie, maar dat mense baie vinniger toegee as hulle sê, dit is nou maar 'n ontwikkelingsproses of 'n evolusionêre ding, in plaas van om net te glo, kan God nie maar net skep nie. Weet julle, dit is so jammer, dat daar mense is wat God se skepingswerke wil reduseer tot niks anders as hierdie komplekse prosesse nie, om God en wetenskap as konkurrente voor te stel, en dan die wetenskap moet die applous dan kry, hy is die wenner, en dis eintlik godslastering, want wat is wetenskap anders as 'n gawe van die Here af? Is dit dan nie die wetenskap wat keer op keer die onbeskryflike wonder van die skepping aan die lig bring nie? Want dis wat die wetenskap doen, dit wat hulle nie verstaan nie, probeer hulle ontleed en verklaar, en die oomblik as hulle die komplekse proses agter die ontwikkeling van iets vind, dan kan hulle van vooraf nie glo hoe ongelooflik dit is nie. En dit is die vingerafdruk van God in sy wêreld. Die wetenskap is daar om die Here te verheerlik, eerder as om hom uit die weg te wil ruim. Weet julle, ek is so bly, dat ek as 'n kind van God, my in sy wonders kan verlustig. Om elke keer, as ek deur die skepingswerk oorweldig word, net weer stil te word en net te kan getuig, my God het daai dinge gemaak. Ek het soveel waardering vir so baie natuurwetenskaplikes vandag ook, wat al hoe meer terugkeer vanuit hulle wetenskaplike navorsing na die God wat al hierdie dinge gemaak het, wat ook voor hom buig en erkenning gee dat hy die intelligente ontwerper is. En mag ek en jy vanmôre weer op een of ander manier ons kleinheid voor hom besef, en dat ek en jy hom sal aanbid as die skepper van ons lewens. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Hemelvader, mag die werke van u hande vir my vreugde gee, en mag ek elke ander persoon wat na u beeld geskape is, mag ek hulle met woord en daad, met getuienis oorweldig, dat u die groot skepper van u skepping is. Dankie dat ons dit mag doen, in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Baie dankie julle. Ek hoop julle het 'n geseënde, wonderlike dag. Môre praat ons weer vir oulaas vir die week. Kan julle glo? Ons praat dan. Totsiens.